Goeiemôre, ons gaan vandag aandag gee aan oninbare skuld. As ons na die volgende saldo's kyk, het die debiteure kontrole 'n saldo van 32.400. So ons gaan die grootboekrekening begin met 32.400. Dan is daar voorsiening vir oninbare skuld van 700. Dit beteken dis 'n voorsiening wat in die vorige jaar geskep is en toe het ons gedink dat ons moontlik R700 kan verloor van die debiteure se geld. En dan gee hulle vir ons die bank en die oninbare skuld. Ontvang 500 van P-staak as 'n finale betaling van 40 sent in die rand. Die res van die bedrag moet afgeskryf word. Ons gaan nou 'n berekening moet doen om te kyk hoeveel is die bedrag wat ons ontvang en hoeveel is die bedrag wat afgeskryf moet word. As ons die geld ontvang inskrywing doen, sal ons die bank debiteer met die totale bedrag ontvang 500 en ons gaan die debiteure kontrole rekening krediteer om te wys die debiteure se skuld word minder met 750. Die totale skuld is gelyk aan 100%. Die ontvanggedeelte is gelyk aan 40%. En die oninbare skuldgedeelte is gelyk aan 60%. Wat gee hulle vir ons? Hulle gee vir ons die ontvangbedrag en hulle sê daai 40 sent in die rand is gelyk aan R500. So as ons wil weet wat is die oninbare skuld, moet ons sê 60, die een wat ons wil hê, gedeel deur die een wat ons ken, 40 maal met R500. En dit beteken ons kom op 'n bedrag uit van R750. So die totale skuld wat afgeskryf sal word is 750 en ons gaan die debiteure se rekening verminder met R750. As ons na die volgende inskrywing kyk, sê hulle reik 'n kwitansie aan Lou uit as 'n finale betaling van 40 sent in die rand om sy skuld van 500 te vereffen. So nou gee hulle vir my ander inligting. Hulle gee nie vir my die oorspronklike inligting nie. My skuld is nog steeds 100%. Die ontvang is nog steeds 40. Die oninbare skuld is 60. Wat gee hulle hierdie keer vir my? Hulle gee vir my die skuld. Solank skuld moet ek skryf R500. So as ek nou die oninbare skuld wil hê, gaan ek sê 60, die een wat ek wil hê, op die een wat ek ken, 100, maal met 500, en dit gee dan vir my R300. So in hierdie geval gaan my oninbare skuld 300 wees, en ek gaan my debiteure kontrole verminder met 300. Omdat die totale skuld 500 is, 300 word afgeskryf, beteken dit die bedrag wat ons sal ontvang, gaan 200 wees. As ons gaan kyk na die berekenings wat ons nou gedoen het, sal julle sien hoe belangrik is dit om te kyk presies wat hulle vir jou sê. In die eerste een het hulle gesê ontvang 500. Toe moes jy langs ontvang geskryf het 500 en dan is jou berekening 60 op 40. In die tweede een het hulle gesê die skuld is 500, dan moet jy langs skuld skryf 500 en dan gaan jou berekening wees 60 op 100. So daar is 'n baie groot verskil tussen 750 en R300 afhangende van die berekening wat jy doen. Ons gaan nou kyk na die aansuiwering vir voorsiening vir oninbare skuld. My aansuiwering moet nou wees tot by 850. Die bedrag vir die voorsiening vir oninbare skuld was 750. So dit beteken ek moet dit gaan aanpas na 750 tot by 850. So my voorsiening vir oninbare skuld moet vermeerder met R150. Die verskil tussen die 700 en die 850 beteken dat daai voorsiening moet vermeerder met 150. Onthou, voorsiening vir oninbare skuld is 'n negatiewe bate
en 'n negatiewe bate het altyd 'n kredietsaldo, so hy word meer aan die kredietkant. Dan gaan die voorsiening vir oninbare skuld aansuiwering, wat 'n uitgawe is, gaan gedebiteer word. In hierdie geval is die voorsiening vir oninbare skuld aansuiwering 'n uitgawe omdat hy gedebiteer word. Dit kan gebeur dat die voorsiening vir oninbare skuld aansuiwering gekrediteer word en in daardie geval sal dit 'n inkomste wees. So dit is basies die enigste rekening wat jy op hierdie vlak het waar 'n rekening soms 'n inkomste en soms 'n uitgawe is. Oor die algemeen is al die rekeninge of 'n inkomste of 'n uitgawe. Goed, as ons kyk na ons grootboek rekeninge, dan sien ons dat ons debiteure kontrole het begin met 'n saldo van 32.400. My bank het 'n saldo gehad van 21.600 en oninbare skuld 'n saldo van 980. Ons het eerstens skuld afgeskryf van die een waar hulle vir ons gesê het wat is die bedrag wat ons ontvang het. So ons het debiteure gekrediteer met die totale bedrag vir die bank, geld ontvang en oninbare skuld wat afgeskryf moet word. So die bankrekening is gedebiteer en oninbare skuld is gedebiteer. Toe het ons gegaan en die oninbare skuld en die bedrag wat ons ontvang het in die kredietkant van die debiteure ingeskryf om die skuld te verminder. En ons het die bankrekening gedebiteer met 200 om te wys die bate word meer en ons het oninbare skuld gedebiteer met 300 om te wys dat die uitgawe meer word. Onthou dat die woord wat jy in jou rekening skryf, dui aan na watter rekening toe dit oorgeboek sal word. So as ons wil weet waar is die dubbelinskryving vir die 300, dan weet ons moet in oninbare skuldrekening gaan soek vir daai bedrag. In die oninbare skuldrekening, as ek die 300 sien, dan weet ek moet gaan kyk by debiteure kontrole en ek sal die 300 daar kry. Die bank en die debiteure is 'n bate. Nou het my bate verminder na 30.650 as gevolg van hierdie addisionele inskrywings wat voltooi is. My oninbare skuld is 'n uitgawe. Alle uitgawes word aan die einde van die jaar oorgedra na die wins- en verliesrekening toe. So ek sal hierdie rekening afsluit en wys dat die totale uitgawe vir oninbare skuld wat my winste gaan minder maak in die wins en verlies is 2030. Wanneer ons die inskrywing vir die voorsiening vir oninbare skuld wil voltooi, sal ons begin deur die voorsiening vir oninbare skuld te krediteer met die saldo van R700 wat gegee is. Onthou, voorsiening vir oninbare skuld is 'n negatiewe bate, want dit maak my debiteure in die balansstaat minder. Hulle het vir my gesê ek moet die voorsiening vir oninbare skuld aansuiwer tot 850, so ek wil hierdie saldo van 750 vermeerder na 850 toe. Om dit te kan doen, moet ek die twee syfers van mekaar aftrek. 850 min 700 gee dan vir my 'n aansuiweringsbedrag van 150. So die beweging tussen die vorige jaar en die huidige jaar is die aansuiweringsbedrag van 150. So ek gaan die voorsiening vir oninbare skuld aansuiwering rekening debiteer met die 150. Dit is vir my 'n uitgawe, omdat ek hom daar vermeerder het in die voorsiening vir oninbare skuldrekening, moet ek hierdie dubbelinskryving na voorsiening vir oninbare skuld aansuiwering aan die debietkant neem en hierdie voorsiening vir oninbare skuld aansuiwering sal dus my winste verminder met R150. Wat het ons vandag geleer? Wanneer 'n kliënt insolvent is, kan dit gebeur dat net 'n gedeelte van sy skuld ingesamel sal word. So ons gaan nie die hele bedrag ontvang nie. Jy moet eerstens bepaal of die bedrag ontvang of die uitstaande skuld gegee is. Want die berekening is verskillend. Soos ons weer eens hier kyk, die skuld is 100%, ontvang is 40, oninbare skuld is 60. Hulle het vir ons in die eerste voorbeeld die ontvang gedeelte gegee. So ek moet langs ontvang skryf
500. So as ek die oninbare skuld wil hê, die een wat ek wil hê 60 op die een wat ek ken 40 maal die 500 gee dan vir my R750. In die tweede voorbeeld het ons die skuldgedeelte gegee, nie die ontvanggedeelte nie. Dit wil sê, as jy die oninbare skuld hier wil bereken, moet jy sê die een wat ek wil bereken 60 op die persentasie wat ek ken, 100 maal 500, en dit gee vir my R300. So jy kan sien dat dit 'n baie groot verskil is en jy baie versigtig moet lees voordat jy die berekening doen om seker te maak dat jy dit reg interpreteer. Wanneer die voorsiening vir oninbare skuld verhoog word, moet die voorsiening vir oninbare skuld aansuiwering gedebiteer word, want voorsiening vir oninbare skuld het 'n kredietsaldo, so as ons dit meer maak, gaan dit aan die kredietkant meer gemaak word, dan sal die aansuiweringrekening gedebiteer word om 'n uitgawe te skep. En die voorsiening vir oninbare skuldrekening word gekrediteer om die saldo te verhoog. Wanneer die voorsiening vir oninbare skuld verminder moet word, het die voorsiening vir oninbare skuld 'n kredietsaldo, nou moet die voorsiening vir oninbare skuld gedebiteer word, daarom sal die voorsiening vir oninbare skuld aansuiwering gekrediteer word. En nou gaan skep ons 'n inkomste, want ons verminder dit van verlede jaar na die huidige jaar toe. Die voorsiening van oninbare skuld moet gedebiteer word om hierdie negatiewe bate te verminder.